Pieter, julle kom daar van Middelburg af. Ja. En ek hoor die duwe. Ja. Julle ry al die pad van Middelburg af tot hier in Koppies binne in die Vredefort koepel om duwe oop te maak. Ja, is net vir oefening. Oefening. Ja. So waar kom die duwe vandaan? Kyk, jy is mos maar wetvlugduwe. So hy het 'n homing ability. Homing instinct. So waar ook al jy hom los, jy train hom natuurlik, jy oefen hom. So waar ook al jy hom los, vind hy weer sy pad huis toe. En daar gaan nog duiweboere. Daar sien ek nog. So hy gebruik hoofsaaklik die son om te koördineer. Ja. Om te kyk om sy rigting weer te vind. Wel daar's baie teorieë en opinies rondom dit. Aarde, magneetvelde en al daai dinge, maar ek dink Koppies is een van die hoofoefenpunte vir baie provinsies en unies om duiwe te vlieg wat vernaamlik op die suidroete is. Die rede? Koppies, Kroonstad. Ek dink is reeds oor die vlaktes. Die duiwe gaan lekker oor die vlaktes en die lug is redelik skoon en al daai dinge. Nou kry jy redelik afstand ook. Jy weet. Kyk, en dan natuurlik jou ligging waar jy bly. Jy weet, soos byvoorbeeld ons sal nie sommer noord vlieg nie en ons gaan ook nie sommer na die ooste toe nie. As jy nou praat van julle van Middelburg af verder noord, Zimbabwe se kant toe. Ja, jy gaan daar Messina. So noord vir ons is tipies Opgroblersdal, Messina se kant toe, daai kant toe. Julle vlieg nie graag soontoe nie. Nie somme nie. Dis nie regtig 'n probleem nie, maar nie somme nie. Maar julle sal tot in Kaapstad vlieg. Ons doen ja. Ja, ons gaan kyk, afstand het baie korter geword, né? Ons het vroeër jare altyd Mandjiesfontein, Liugamka, ons het oor 1000 kilos gevlieg, maar dit is nou baie nader gekom. DBV bietjie ingetree ook en dan natuurlik die klimaatsverandering, né? So ons klimaatsveranderinge 'n baie groot rol. Ja. Maar wat is die effek? So ons het deesdae jy het nie meer jou winde net in Augustus nie. Jou winde begin sommer al vroeg en hy hou aan tot laat. En dan ook die hitte. So jy kry al vroeër in die seisoen begin jy hitte kry van 28 grade plus en dit hou ook 'n bietjie langer aan. En dit affekteer jou duif se vermoë. Dit doen vernam op die verder afstand dan, ja. Op 'n kort afstand is dit nie so groot van 'n probleem nie, maar as jy nou begin 800 km na 1000 plus toe gaan, dan begin dit 'n groot rol speel. Ja. Hoe gereeld is daar duwe wat daai afstande vlieg? Ek sal nie sê te gereeld nie. Kyk, jy het al die unies het 'n program. Ja, maar kom ek vra so, is dit binne al die duwe se vermoë om daai afstande te vlieg? Ja. Dis 'n standaard. Ja. Jy het natuurlik jou top performer. So dis selfs soos met atlete. So jy het 'n Usain Bolt wat 'n 100 meter expert is. Ja. En jy het 'n Bruce Fordyce wat 'n Comrades kan wen. Jy weet, so met duwe is dit maar dieselfde. Jy het 'n kort afstand vinnig duif en jy het 'n lang uithou vermoë. Ja, jy kry horses vir kosses, jy weet, so ja. Yes, interessant. Maar dit kom deur die genetika. Hoekom sien jy duwe in swerms? Is dit net aan die wegspring? Ja, 'n duif is 'n tropdier. Hulle vlieg in swerms. Hy's 'n tropdier. Alhoewel hoe nader hy aan die huis kom, hoe verder die afstand word, hoe meer sal hulle mekaar uitsorteer, uitdun op die pad. So 1000 duwe word later 500 word later 100 en word later as hy by Middelburg kom is hulle miskien in die voorste pak miskien net 15 of 10. Jy weet, so hulle los mekaar, hulle wag nie vir mekaar nie. Dit is waar genetika inkom, die vermoë van die duif self, die intelligensie van die duif. Ja, speel 'n groot rol. Nou kom ons kom terug na hier staan julle nou by die R82 in Koppies net buitekant die dorp. Julle weet hoe ver dit is en al daai goed. Het jy nou 'n stopoorlosie om die duwe vry te laat? Ja, kyk wat ons op hierdie stadium doen is ons kyk mos nou hoe laat ons vrylaat hierso. Ons gebruik teken julle dit aan? Ja, ons gebruik die GPS en dan het ons nou mense by die huis wat sê hulle is so laat hier. Maar ek meen jy het ook sy elektroniese ring, so is 'n microchip op sy voet. En jy het 'n elektroniese stelsel by die huis.
So jy vat die tyd wat jy hom loslaat en die tyd wat hy land is soos by Pick n Pay wat jy scan. Scan hom. Hy gee vir jou. So hy scan hom en hy sê op die die duif sekonde. is nou by die huis. Dis sy nommer. Dis die dag, dis die tyd. Hy gee jou al die detail rondom daai duif en jy werk sy spoed uit. Jy weet hy het 1200 meter per minuut gevlieg of 1400, ek weet nie. 1200 meter per minuut. Ja, dis Dis redelik vinnig. average. Wat Ja. kilometer per uur maak vir daai som? 1200, ja, sal seker net so oor 60, seker hier by 80, ek weet nie. 70, 70, 80 km/h. Dit hang alles van die wind natuurlik af. Ja, So hier ja. sê hulle vandag dit is daar 'n wind van 35 km/h noordwes. Wat hom kan beïnvloed, maar hy sal sterker word soos die dag aangaan. Maar 'n duif kan sy average spoed km/h is wat dan sê so tussen 60 en 80 seker. Dit hang maar van die weer af, jy Ja, weet. ja, Baie ja. keer gaan hulle baie vinniger. In die Kaap waar daar baie winde is, gaan hulle tot 2000 meter 'n minuut, wat 2 km op 'n minuut is. Nou dis bitter vinnig. Jo, Ja, dis so- afdraande. Ja, die weer en die wind speel maar 'n groot rol. Okay, Ja. ons wil kyk as hulle vlieg. Hoeveel tyd het ons nog? Dis nou so Ons kan nou 5 voor oopmaak is nog 'n minuut.